Hartlike goeiemiddag en baie welkom weer hier op 'n episode op Sportstroom hier in the Go To Guys ateljee, algemeen op Stroom Stories. En vandag het ons twee alombekende coaches, afrigters, half van die ek wil gou eers hoor, is dit paddle of is dit padel? Hoe noem mense dit? Is paddle. Is dit paddle? Ja. Want daar's soveel baie ander name. Yes. Coach Alwyn Venter en dan ook coach Cara Fourie. Kykers, ons het weer 'n dubbele storieetjie hierso vandag met Afrikaans en Engels. Cara se van is Fourie, maar sy's net soutie. Welcome, Cara. Thank you very much. Thank you for having us here today. Baie welkom Alwyn. Dankie, Trikus, is waardeer. Daar's hy. Hoorie, kom ons praat bietjie. Ons gaan vandag gesels oor squash en paddle. Waar het die idee gekom dat julle die coaches wil wees van squash en paddle? Well, I think it started, I've been coaching squash here in Potch for about 15, 16 years. And last year started playing paddle and obviously coaching a lot. And yeah, Alvin decided he wanted to come on board, which was great because obviously I didn't have enough hands to do it all. There's not enough hours in the day to coach both sports and do everything properly. So yeah, Alvin said he wants to do it and I said, that's fantastic. You can please help me, and we've started sharing all our responsibilities and working together now. So yeah, it's going really well. Okay, Alwyn, jy was in die onderwys. Ja. Het jy nou hierdie geleentheid gekry? Geniet jy dit sover? Yes, ek moet vir jou sê baie lekker, Trikus. Yes, ek is op die 7de, miskien die 8ste hemel. Ag. Well done, well Ja, done. so jy weet, ek het altyd nog muurbal afgerig vandat ek begin swat het ek so 'n bietjie uitgehelp by Christo Potgieter. Ek het Cara gehelp met haar studente. En ek het maar so ding gebou al die afgelope al 11 of 12 jaar wat ek al hier is. En toe het ek nog altyd so weet op die sideline het ek so 'n bietjie afgerig. En toe hierdie geleentheid kom, toe sê Cara vir my daar is 'n geleentheid daar by Kleinplaaspype, weet om daar paddle af te rig. Toe het ek 100% aan boord gespring. En ons kyk nou nog uit vorentoe en nie agtertoe nie. En nie agtertoe nie. So ja, ek is baie gelukkig op waar ek is op die oomblik. Nou okay. Cara, jy sê jy's nou 16 jaar in die squash gedeelte. Well, I've been in Potch for 16 years coaching. I've been and before that I was in Pretoria. So I did a bit of coaching in Pretoria for about 6, 7 years before that. So yeah, I came straight from there, came to Potch and started, basically came straight in, got involved and was handed junior squash and then basically at the same time got given the senior squash portfolio. And yeah, I was really dropped in the deep end here, but so I've been running squash in Potch for 16 years now. So, but been playing and coaching for a lot longer than that as well. Okay, maar waar was jy op skool? I was at St Mary's DSG in Pretoria. In Pretoria. So jy het op skool al reeds squash gespeel? Yes, I started playing only in high school when I was 13. I played tennis before that. And yeah, so I played there, then I went to Tuckies. I went overseas in between. I went to Millfield School for a year, did my A-levels there, and then came back to Tuckies and yeah, finished at Tucks and married a pig farmer and I moved to Potch. Ja, sê. Maar wat het jy ook nasionale klere gekry in squash? I did. As a junior, I was sort of top in my age group, and yeah, well, for seniors, I think my top ranking was about top 5 in South Africa. In Suid-Afrika. Ag, Ja. dis nice. En jy van waar af kom jy, meneer Alwyn? Ek is van 'n baie klein dorpie, Volksrust, daar in Mpumalanga. Where was that? Maar Mpumalanga. Hoor jy sit op die landskaart? Ja, amper jy het 'n visa nodig. 'n Visa nodig om hier toe te gaan. Nee, ek spot sommer. Man, ek is van daar af tot en met matriek. En toe het ek universiteit toe gekom of ek eintlik 'n gap jaar gevang. Ek het ook eintlik eers tennis was so 'n bietjie groter as squash vir my. En toe het ek 'n gap jaar gevat en het by Rian Venter kom oefen 2010 vir die hele jaar, nie een keer squash gespeel daai jaar nie. En daarna het ek begin studeer. Ek het altyd saam met my pa hulle squashbaan uit gegaan op skool en toe onder 16 het ek eintlik begin toernooie speel. En ek was nie regtig goed geweest daai tyd nie. Is jy nou goed? Ek's okay. He's very good now. So right. He's very good. En toe onder 18
toe het ek ook nog gespeel en toe ek universiteit toe kom en toe kom 'n geleentheid vir 'n proewe. Ek sien proewe, ek gaan nou squash speel. Ek sê my pa, ek gaan nou squash speel. Hy het amper van sy stoel afval want hy het nou net 'n hele jaar betaal by Rian Venter net vir tennis. Oh nee. En ek sê vir hom, "Kyk, ek het hom gevra waar is sy ou squash rakette en hy gee my toe sy een squash raket en daar gat ek. En toe het my liefde vir dit baie groot geraak en ek het kliphard geoefen, 3, 4, 5 jaar baie hard geoefen. En ek dink my beste ranking was ek dink 13de toe op die ou ende van die seniors. En dit was 2014 daar rond. So ja, dit is my journey met Jou squash. journey. Ja, so ver. So ver. Okay, maar ek wil julle vra hoekom squash? Okay, gaan jy vir my sê hoekom nie? Okay, ja. Maar hoekom squash? Waar het die liefde vir squash vandaan gekom? Well, I know I was introduced to squash at high school when I sort of stopped playing tennis, and my grandfather was a very good squash player, so he said, "Why don't you start playing squash?" And Okay. I thought, well, why not? Ja, hoekom Why nie? not? But I think squash is such a wonderful game. It's so you can get a full workout in 45 minutes. It's fast. There's endurance and skill and agility and decision making. There's so many aspects. It's sort of multifaceted. You have to be very disciplined in this sport, and it's just, and I mean, obviously the social aspect is great, but it's just a really, really good all-around sport, and you can play it in any weather. I don't know, I find it's probably because we're very biased, but it's just fantastic. En jy, maar hoekom het jy squash nou gekies? As sportsoort. Want jy's 'n rugby afrigter, jy speel cricket afrigter. Ja. Hoekom het jy nou totaal en al ingegaan op squash? Yes, dit is eintlik 'n baie goeie vraag, nee. Jy het gesê jy vas. Wat ek dink squash is maar die beste game, nee, wat ek persoonlik sit dink, nee, as ek rugby gespeel het, sou ek het squash gespeel en ek het rugby gespeel, dan voel ek sou 'n beter rugby speler gemaak het. Want as jy op die squashbaan is, jy op jou eie en jy maak al die besluite self. Elke bal wat jy speel, moet jy weet waartoe waar is jou opponent en waartoe moet jy die bal slaan. Nou as jy 'n loskakel is, hoeveel besluite maak jy in 'n game? Net een, skooppalle. Maar ja, met vir daai hele is maar 80 Ja, minute. yes, So ja. dis nie so baie nie. Mm. En in squash in 'n minuut maak jy amper meer besluite as wat jy amper in 'n hele hokkiewedstryd maak, jy weet. Want daar's soveel ander spelers op die veld. So. So as jy nou met daai mentality gaan en jy kry die bal byvoorbeeld in rugby of in netbal of in hokkie, dan kan jy dadelik 'n besluit maak wat om te doen. Gaan ek paas? Gaan ek die bal deurskop? Jy weet, so Yeah, I mean, they call it squash. like chess at 100 miles an hour, Yeah. basically. I mean, it's So- that everything you're doing, that you're planning ahead, you're planning for the next shot, you're constructing each rally as you're going along. So it's not just, do I, pass or kick, basically. Yeah, yeah. You're playing this shot with this purpose to create this situation, to then take advantage of that. So everything is there's a lot more to it. Maar kom ons vat weer argument so daaroor rugby. Rugby het jy sekere fases wat jy oefen, jy het jou fiksheid, jy het jou agility en alles. Watse oefeninge doen julle by die squash? Gaan julle op die baan en slaan 'n paar balle en dan is jy moeg? jy kry daai vraag baie, nee. Dis mense wat nou net rekreasioneel Ja. speel vra ons altyd oor maar hoe oefen julle? Ja. Soos ek doen baie kort sprints, nê? Maar buiten dit soos daar verskillende houe in squash, weet jy, het ook soos met ander raketsporte, het jy 'n voorhand en 'n backhand en 'n lob. So ons sal 'n sekere hou oefen. Soos maar vandag is die voorhand, so jy net die voorhand oefen. Ons het 'n balmasjien wat vir ons die balle mooi op presies dieselfde plek kan voer, of ek en Kara sal probeer om die bal op dieselfde plek te voer en dan oefen ons dan vir 'n baken, jy weet, op die baan. Wow. En dan sal jy byvoorbeeld vir daai bal heeltyd vir hulle daar voer en sê ons oefen dit en as weet daar's baie tegniek tot squash. Is daar tegniek in squash? Dis nie net om rond te hardloop. Jy hardloop rond die vat op die sluit. Daar is vrek baie tegniek. Jy weet hoe vroeër die kinders dit leer speel, hoe minder tegniek het ons om uit te werk of reg te maak. Ja. So weet jy,
weet as 'n kind goed is in iets, dan gaan hy aanhou met 'n ding. Ja, ja. So as 'n kind bietjie later begin in sy lewe om die sport te doen, weer dan sit nie vir hom lekker in die begin nie, want hy's gewoond dalk om iets vinnig reg te kry. Maar as hulle op 'n vroeë, weet as hulle begin as hulle bietjie jonger is, dan kan mens gou die gapings raak sien en dit gou herstel en dan kweek mens dan eintlik 'n liefde in die sport. Okay, maar as soos jy nou sê, hoe later jy begin speel, is dit dan nou moeilik om daai spesifieke spelers te verander, tegniek of houding dalk of so? Well, I think if they're slightly older players, and they have been playing for a while, it's Yeah. difficult to unlearn something. Okay. And that's why we like to get the youngsters involved, because it's easier to teach from the beginning. But no, it's never impossible to change things. It's just sometimes takes a little bit longer. But yeah, I mean, that's our job and that's what we do. We love it. So yeah, we liked, but as we say, I think the purpose of this is to promote squash in the junior school, and that's really where we're trying to get at. We've had so much success in our high school league that started sort of in 2010 with sort of four teams, and now it's grown to 17 teams, 15, 16 years later, yeah. But obviously we haven't had the same success in the junior schools. I've got a lot of sort of challenges when it comes to the junior schools, and possibly the sport culture in smaller towns. It's always a factor. But this is really where we want to focus, is trying to get the juniors coming through now. Okay, maar wat is julle plan nou om die juniors nou te kry? Jy sê dis moeilik. Wat is hoe benader julle daai obstacle? Well, I think our greatest obstacle is the lack of facilities in the schools. So if you don't have a facility, it's extremely difficult to play a sport. Yeah. So I think, we were chatting about this, is trying to get the schools that do have facilities, girls high, boys high, are schools that actually have courts, to possibly get them involved in letting us use their facilities for some junior school coaching, because obviously we don't have many courts in Potch, so it's not like we have an abundance. But so we do need to shuffle around if we want to get the juniors, the schools involved. So we need a buy-in from the schools. We need the facilities, and then obviously we're going to need more coaches and help from students and possibly the PIC. So that's our thinking, and that is how we sort of want to move forward. But obviously we need to promote it, we need to get the kids playing with sort of demonstrations and sort of road shows. You just show them what it's about, and exhibition matches, that type of thing, and then fun things to get them playing. Maar hoekom het julle nog nie aan gedink, miskien het ek dit gemis, dalk ook soos 'n tipe oop dag, waar hulle flyers uitdeel by die laerskole en sê, kom, sien nou maar by Girls High. Kom, maak 'n draai vandag tussen 9 en 12, kom slaan 'n paar balle, as jy belangstel, en kan ons wel van daar werk. So I have done that at some of the high schools. The junior schools, I think we did Potch Central a couple of years ago, in the school hall. We try to get them sort of involved, but then again we sort of hit that barrier of there's no facilities, and how do we get the kids there, and that sort of that was the problem every single time. So and obviously there wasn't an active league, so there's no need for the schools to sort of push to go, we want to participate, so I think that's where we were at, but we do, in terms of development, we do go into especially the high schools, because that is where we're getting our results. We are doing the open days, the development days, the exhibition matches. We are doing all of that, but only at high school level, because it's easy to go, all right, we're coming. Please bring all the learners. Let's watch. Let's come and experience it. Here's a racket. This is, so that's easy for us. But it's very difficult to take kids into a school hall and show them a sort of video and go, do you want to play? So that's kind of. So it's 'n groot obstakel wat julle het veral met die juniors. Yeah. So that's where we're at the moment. Okay, kom ons gaan nou 'n bietjie oor na die padel toe. Die paddle. The paddle. Vertel ons 'n bietjie wat is paddle? Hoekom is dit so gewild? Yes, ek dink paddle dit is so gewild, nee, want soos as jy sê vat muurbal en jy vat tennis, muurbal is baie intens. Mense wil nie altyd so vinnig hardloop en so hard oefen nie,
En ek bedoel daar is nou maniere by die squash hulle met racquetball wat so 'n bietjie makliker maak. Weet vir 'n mense en ek dink paddle het bietjie meer daai social aspek ingebring in die mense se lewens. Wat jou gesin kan nou gaan, jy kan miskien 4 rakette huur en jy kan balle koop en jy huur die baan, jy kan met enige skoene speel, jy huur 'n baan en jy kan net vir mekaar slaan. Of mekaar te slaan is dit redelik maklik, né? Sort of easy to learn, but maybe more difficult to master. Yes, maar as jy wil goed word in paddle, is dit moeilik. Dieselfde met enige ander sport. Jy moet ook miskien afrigting kry en baie oefen. Maar om vir mekaar net die bal lekker as 'n familie te gaan saam speel is baie lekker. En ek dink mense het miskien die wanpersepsie van hulle gee paddle die skuld vir die beserings, maar ek dink dit het mense van die rusbank af opgebring. As hulle enige ander sport sou doen, sal hulle ook dieselfde beserings gekry het. So ek dink mense gee onnodig vir paddle die skuld en sê jy weet enkels en knieë en goed. Ek dink dis net dit mense van die rusbank af dadelik op die paddlebaan gesit en ja, ek dink dit is 'n ongelooflike lekker game. Ja. Maar vertel ons 'n bietjie die fiksheidsaspek van squash en van paddle. Moet jy fiks wees om dit te kan doen? Well, squash, 100% incredibly fit. A lot of players, especially at club level, they sort of come in there and they play squash. The social players sort of play squash to get fit. But I mean, that couldn't be further from the truth if you tried. It is probably one of the sort of hardest games in all sports in the world. I mean, the physicality of it is incredible. If you're playing at that high level, even at a sort of general level, if you're playing someone your own level, you can get a fantastic workout. But in general, the fitness for squash is on another level. It's incredible. Maar wat se tipe fiksheid doen julle om daai baanfiksheid op standaard te kry? Everything. So it's not. Jy's ook in die gym. It's cross training, definitely. You're doing your high intensity workouts. You're doing your strength training. You're doing your endurance. You're doing your sprint work. You're doing your agility training. You're doing absolutely everything. I mean, you specialize a bit more in the training aspect of it, so he can. So, weet jy, ding is, dit is toch 'n baie, wat sê dat, eksplosiewe oefeninge. Okay. Kijk, so, weet as jy wil, ek het nou self, was 'n proefkonyn, ek het die Comrades gedoen laas jaar, en ek het baie stadiger geword op die muurbalbaan. So jy moet nie dink, dat jy gaan fiks word vir squash, as jy marathonne wil hardloop en jy wil squash speel, dan moet jy nou 2 keer dink. Jy moet dan eers iets klaarmaak, voordat jy squash toe kom, maar ek bedoel, dit is baie soos kort afstand sprints, en jy het jou 4 of 5 kilos nodig wat jy moet hardloop, soms. Soms. Weet, maar is toch al baie op die baan, kort sprints, weet, ons noem het ghosting, weet, as jy speel squash, en daar is nie 'n balletjie nie, weet jy hardloop en jy maak of jy 'n voorhand speel, kom terug, weet, dit is toch al baie baanbewegings, wat jy en ook baie kragwerk, veral been, kragwerk en core is baie belangrik in squash. Jy hoef nie nou te gaan gym toe en doen bench press 150 en goed nie, weet, dit is af lae gewig, hoë intensiteit, weet, ja. Nou, maar as ek nou wil speel, hierdie vetjie nou wil speel, en hy kom nou daar op die baan, en ek wil fiks word, gaan julle my drill, dat ek moet fiks word? Of gaan ons eers bietjie social? We're going to ease you into it. Ja. Want dit is baie keer wat gebeur met alle sportsoorte. Die ouens wil dit doen, dan daag jy op by oefening en dan word jy oorheers met fiksheid en hardloop en alles, dan sê ek sommer net klaar. Thank you. Maar wat stel julle voor as 'n vetjie net daar hang? Ja, so jy weet, ek dink soos doelende as jy nou net wil gaan speel of jy 'n bietjie afrigting. Ja, as jy nou regtig van die rusbank wil opstaan en jy wil nou regtig iets gaan doen en jy wil nou fiks word en jy wil bietjie gaan squash speel en jy wil dalk op by level kom. Maar ek is nou by my eerste oefening of die eerste week se oefening. Ja, jy gaan my nie drill tot ek dood is dag 1 nie. Nee. Weet, ek sal sê, weet, weet ons altyd doen is, soos as daar miskien beginners is, dan gee jy elke sy eie bal. Weet jy, nie begin met 'n gewone voorhand, nee. Weet, ek kan jou beloof, as jy,
as ons vir jou sê met die bal net vir jouself slaan en probeer slaan, gaan jy uiteraard moeg raak. Jy weet, en as jy gaan nie oor backhand toe, jy weet, dit is nogal, dis al klaar harde oefening om net om die bal te slaan, en as jy sukkel, raak jy so 'n bietjie meer moeg, maar dan kom jy aan die gang, jy weet miskien die volgende week, en dan bou jy op. Jy begin nie dadelik met, as jy daar kom, 100 kort sprints byvoorbeeld nie. Jy gaan begin, ons gaan vir jou wys hoe om die raket vas te hou, en met hoe om die bal te tap teen die muur, en jy weet, so gaan jy voel, maar hier is nogal harde oefening. Eintlik oefening, ja. Dit is eintlik oefening net om die bal te slaan, en dan, so word jy dan fiks om die bal te slaan, en dan begin ons 'n bietjie beweging bysit, en dan, weet, sit saam met die bal slaan, sit ons 'n bietjie beweging by, maar dan, dit al hoe meer en meer, en dan bou jy op, totdat jy nader aan sê, hierdie is nou fiks, ons kan nou begin 'n fiksheid doen, of wat ook al, ja. Maar nou die squash balletjie, kom ons gaan oor die squash balletjie. Daar's verskillende tipes balletjies. There are. Hoekom is dit so? Want die een het 'n rooi kolletjie, een het 'n geel kolletjie, een het 'n groen kolletjie. En as jy hom slaan, dan word hy so. Wat is die rede daarvoor? You know, a long time ago we had obviously the red dot, orange dot, yellow dot. You know, it's long terug now. That was a while ago. Now we have a double yellow dot, and we have a high altitude ball, which is a green dot. And then we have slightly bigger balls, which would be more beginner ones, so they bounce a little bit higher. Because obviously a ball, you have to warm it up, doesn't necessarily bounce, you know, immediately. So the beginner balls, obviously for children and for beginners, so that they don't have to be warmed up as much, and makes the game flow a little bit better. And then obviously the high altitude ball we use, it's just to sort of level the playing field between your lower altitude and higher altitude. And yeah, I mean, we've even got for the juniors, we've got a green ball, an orange ball, and a red ball. So you start with the little red ball squads, which is quite nice, and a big ball, and a small racket, and then we go to an orange racket, which is slightly bigger, and an orange ball, which is slightly smaller, and then you get to your full-size green racket and the green ball, which is the small size, but obviously they're still bouncing nicely for the juniors. So that is a great initiative that Dunlop took. So I think that's really had quite a big impact on the juniors in the game. So that's part of our junior program. So yes, there are different balls for different occasions, different altitudes, and different playing strengths. But I think they have narrowed it down a little bit from what it used to be. Okay. Nou, op watter ouderdom kan jy begin squash speel? Of wanneer, ja, is jy goed genoeg vir squash? Kan jy nog begin op 16 en jy het op hoërskool begin? Maar as ou kind nou jonk is en hy wil graag squash speel, wat is 'n goeie ouderdom? Probably around, well, for us it's probably easy at about 7-ish, when you know you've sort of developed sort of your motor skills and stuff. But I mean, obviously, a lot of other players start a lot younger than that. You know, for us, I think the youngest I've coached is about 4 years old, which is fun. Obviously, you start with a lot of ball skills and a lot of fun things, and yeah, to get them going at that stage, it's more sort of a, as I say, ball skills, like a play ball type thing. But I mean, as long as they're happy and having fun, and they're on the court, it's obviously a way forward, you know. So, but I think in general, at about 6, 7, grade 1-ish, that's when we kind of that's kind of where we're at now. Ja. Okay. Hoorie maar, raak julle as spelers ook kwaad op die baan? As players? Ja. Well. Ek is uit vra. No, definitely not. Glad nie. No. Ek sal nie sê kwaad nie, maar nee. No, we've it can be frustrating, but I think that's part of it, is you have to learn to manage those emotions on the court, because these days they don't take any nonsense. The referees and stuff. No, it's a lot. It's strict. Hoorie maar, as jy nou kwaad is vir jou pel wat teen jou jol of jou opponent en hy gaan per ongeluk voor jou in en jy slat vir hom raak. Wie se skuld is dit dan nou eintlik? Ek sal dit nou doen. Ja. Dis ek gaan nie kwaad raak, maar ek sal hom hier op die blad. So lekker een of hier op die vetrol. Sal ek hom bang. Sê sorry. Wat gebeur dan? Dus daar is reëls, jy weet. O, so daai is 'n reël, jy mag nie raak slaan. Maar jy mag nie raak slaan. Ek gaan nie in daai reël, ek gaan nie in die kruisarea van die reël ingaan nie. Maar nee, jy mag nie. Jy mag. Maar as 'n ou in jou pad is, dan mag jy vir die ref vra, hoor jy, hy was in my pad. Mens noem dit 'n let.
en dan sal die ref nou sê, ja, jy weet, hy was in sy pad of hy was nie in sy pad nie. As hy in jou pad was, dan sal hy vir jou sê, alright, jy kan die punt oorspeel, of weet, as hy baie in jou pad was, ons gaan nou nie reëls hier verduidelik nie, maar dan kan jy die punt ook kry of verloor. So as jy vra vir die ref, weet hy is in my pad of nie. So ek dink dit is waar, ja. We try to veer away from dangerous play. Ja. Okay. Maar is jy al raak geslaan? Ja. Baie. So dit gebeur gereeld eintlik. Maar al is dit nie afsprys Or nie. not on purpose. No, it's not allowed. Okay. Nee, dit gebeur nie baie nie. Maar ek gaan so 'n paar vragies vir julle vra. Dalk het ons nou so 'n bietjie van hulle geantwoord. So ek gaan julle nou onder die bus ingooi en ek gaan vir julle moeilike vrae vra. They're all yours. Soos jou Kendrickus. Ja, sy. Vertel ons 'n bietjie kortliks, wat is die huidige stand van squash en paddle en potch? Ek sal sê, wel, as jy het van die universiteit, jy weet, hulle het nou, hulle het hierdie jaar OESAS gewen. Ek dink laas jaar het hulle gekom tweede en die jaar voor het hulle ook gewen. Jy weet, so, op 'n senior vlak is ons as squash op 'n baie, is ons op 'n goeie welstand. Soos as Karel net nou genoem het, die hoërskool ook van 5 na 17 spanne, dit weet, kan jy ook sê. Hulle is competitive. Yeah, they definitely, probeer, there's ja. improvement Daar's every year. Baie, nee. Soos maar ons wil graag die laerskole Juniors. motiveer Ja. om asseblief deel te word van ons program. Jy weet, ons wil ook so 'n bietjie meer navraag doen en so, maar ons wil regtig hulle motiveer om some squash as 'n om dit groter te maak in Potch, want hulle het beurs op universiteit. Jy's miskien nie die nommer 1 rugby speler nie. Weet jy daar's baie nommers wat rugby, soos jy weet, die pik ouens. Daar's baie nommers wat gaan en weet om regtig 'n beurs te kry en ek bedoel squash, weet as jy van jong ouderdom af hard oefen en jy gaan gou 'n goeie gehalte word en dit is 'n baie goeie geleentheid en dit is net hier, dis in Potch. Ek bedoel hulle het 'n uitstekende program met die pik en ja. Maar het julle al gedink aan dalk 'n junior paddle kompetisies op die been te bring of so? Om mee te begin. I think Alvain is starting a junior group. Okay, nice. A junior training program. I did help Folkies at a stage with some coaching. And I mean, there definitely is. I mean, there is traction. Some of the clubs have already started sort of a Saturday Americano type tournament for juniors. So, yeah, it's definitely starting. Okay, sure. En dan is daar nie in die dalk naby toekoms wat julle skole liga paddle sal speel nie. As die dinge nou goed gaan soos dit moet gaan. 100%, ons sal definitief wil. Maar ons eerste uitkyk op hierdie oomblik is die juniors. Om die junior squash op die been te bring. En weet jy daarna, weet as jy kan squash speel, dan gaan jy ook redelik maklik kan inval by die paddle. So as ons die muurbal weet as ons daai liga kan begin, weet en daai ouetjies ook trek paddle toe. Ja. Weet dan kan mens begin kyk na om 'n liga te begin, maar ek dink ons eerste oogpunt is om die squash vir die laerskole vir die juniors op te lig, ja. Okay, nou wat word as juniors geklassifiseer? Van wat tot wat? Onder 19. Tot onder 19 is 'n junior. Is 'n junior, ja. Okay. En dan seniors enigiets boontoe. Yes. Kyk, is dan 'n senior. Nou is dit Masters. Masters, ja, so kyk dit. So jy kry masters squash ook. Yes, so hoe dit werk is tot onder 19 het jy as jy dan 'n junior, weet dan sal ook toernooie onder 23 toernooie en onder 25 toernooie. En dan as jy 35 is, dan begin jy nou 'n master word. En dan is die ouderdomgroep tot weet jy wat die oudste hierdie jaar laas jaar was nie. Ek dink dit was 80. 80 in World Masters. Ja, so is nogal baie cool. So iets wat ek ook net wil bylas is weet in Suid-Afrika is die trend eintlik eers bietjie later squash. Wat hoekom moet ek dit sê is want ons master squash is ongelooflik groot. Okay? Ek weet ons is hier by die junior squash, maar net 'n bietjie inligting oor die senior squash. Soos by laas jaar se World Masters uit die 1100 of iets inskrywing was 100 van Suid-Afrika af. Wat om 10%
in Amsterdam. Ja, That one, yeah. in Amsterdam Sure. was daar 10% van die wêreld se Inskrywing. senior Ja. squash was van Suid-Afrika af. En ek dink as ons van kleins af begin dit speel, weet, hulle wen pryse. Ek bedoel daar is mense van Suid-Afrika wat nommer 1 is in hulle weet onder 40s of onder 50. So daar's soos squash is 'n lang sport wat jy kan doen. Jy kan dit vir ewig doen. Basies. Ja, dis awesome. Ja. Kom ons kyk bietjie daar. Hoekom dink julle begin kinders dikwels eers op 'n hoërskoolvlak met squash? Well, in this town, it's purely Because of the purely facility-wise. Facilities wise. Okay. Yeah, I say so. En ek sal sê ook om weer aan te sluit, soos dis nogal baie, weet jy kom skool toe, graad 1, ja, dan sê rugby, cricket, netbal, ek dink die hoërsporte is nogal groot by laerskole. Weet as jy hoërskool toe gaan en dan sê jy ek speel nie meer cricket nie, dan los hulle jou so 'n bietjie uit. Maar as jy weet jy 'n goeie atleet is, dan gaan jy klaar rugby speel. Jy gaan klaar jy's so right met cricket. Ja. As jy atleet is, het bietjie bols en so, dan hou hulle jou, dan gee hulle nie regtig grasie en tyd om miskien 'n ander sport te probeer nie. Ja. En dan as jy hoërskool toe gaan, dan kom jy agter die eerste meisie 'n bietjie te klein vir rugby of hy's wat ook al mag sê. En dan begin hy nou bietjie sy voelers uitsteek na soos 'n ding soos hierbal of ander sporte. Okay. Ja. Ek maar hoe kan laerskole dan nou betrokke raak by julle? As daar nou mense is wat graag wil betrokke raak by julle by squash as sulks. Hoe gaan hulle te werk? Ja, hulle kan ons sal ons nommer nou hier los van ons nou hier loop, sal ons Maar ek kan sommer die nommer gee. Okay. Dalk skryf hulle dit neer. Man. My naam is Alwyn, as julle Okay. hoor dit vroeër nie, en my nommer is 082 4588787. Hulle kan my maar net WhatsApp en dan kan ons hulle op ons WhatsApp groepie add en I think we're also both available on Instagram, so I think you've also got Yeah. a Alvain training and ja, CF Squash. You can also message us on Instagram or Kan hom DM. kan hom die DM us. DM, ja. en hulle het geen toerusting nodig vir 'n begin nie. Ja. Ons het rakette, ons het Quite balle, ons het weet hulle kan kaalvoet begin, die kleintjies. Ons het skoene daar as hulle miskien 'n skoen wil aantrek, maar hulle moet net kom en kom voel die sport. Hulle eerste les is verniet. So hulle kan kom probeer. Yeah, just Hulle come kan try kom it out. try en as hulle daarvan hou, dan kan hulle by ons program aansluit. Dis regtig nie ons wil soek mense om die sport te speel en dit weet om dit dan weer oor te dra aan wie ook al. Okay. So we have sort of 2 junior programs on a Tuesday and a Thursday. Currently, we've got junior groups. So they join the junior groups. There's a lot of kids from various schools playing, and yeah, it's a group coaching. And then obviously, if they're enjoying it, we would encourage a couple of private lessons to get the technique right and everything. And that's basically how it starts. You know, you start there, and then from there, yeah, we kind of get them ready for leagues and games and matches and tournaments. And tournaments start now in January. So end of Jan, we're working towards that with our juniors. So yeah, basically they must get involved with the Potch Junior Squash groups, and from there on, Gaat hy? Yep. Ja, gaat hy. So rol ons. Ja. Okay, maar as mens nou kyk na die tipe toerusting. Okay, jy kry nou verskillende rakette met verskillende pryse en alles. Wat is 'n goeie raket? Oh, Okay, daar's baie seker. you're talking to two people who are sponsored by different brands. Wow, okay, ja, dan kan ons nie daai vrae. So I'm naturally going to tell you it's a Dunlop because I mean. En ek gaan sê hallo. Maar So we're going to have a little bit of a debate here, but no, there's so many, and it obviously it's very much it's dependent on your budget and Yeah. what you, and obviously what you feel as a player, what you like. So, yeah, that's a very personal question. ek sal net sê soos om die regte nie brand nie, maar om die regte tipe raket, vir die Okay. regte tipe. So byvoorbeeld as jy nou 'n junior is, gesê maar jy's 'n graad 1 of 2 nie om met 'n groot mens raket te speel nie. Ja. Koop eerder dan die if nie duur soos kyk wat 'n raket vir 'n junior 'n bietjie korter.
en dan soos hy ouer word, dan kan jy nou 'n groter raket koop, maar die tegniek is nog maklik om, as hulle die regte raket die grootte het, Yes. is dit nog makliker om die tegniek Vir tegniek, ja. aan te leer. Hy weet beserings. En dan die skoene, Ja, ook that's- dan ook. No, Kry there- jy jou tyres? That's one of the most important things, Yeah. obviously, on a court is your shoes. A non-marking sole it's not debatable, and also wearing your shoes indoors, not outdoors. You got to keep your facilities clean and look after them, because we've just redone the floors at Country Club, and obviously that cost a pretty penny. So we really try and encourage the players to at least just have a pair of squash shoes or your non-marking shoes that you use that specifically for Vir squash. squash, ja. So it's basically racket, squash, glasses, a protective eyewear. So, jy speel nou met 'n bril of 'n Yes, so under 19 and under, you have to wear protective eyewear, and then obviously a ball. So that's Jy sê ek het nie geweet jy moet nou is dit 'n onlangse ding yeah. vir die van die bril. It's been many years. Wow. Hoe is dit al Yes. rukkie? Yeah. Want ek sien by die hokkie ook op skolevlak. Moet jy ook nou protective goedjies op jou gesig sit. Ja. For the short corners. Ja, vir die corners. Dis net vir Baie veiligheid. Veiligheid, ja. Baie vir veiligheid. Selfs met die rugby met die boksmaat, so hulle baie streng op veiligheid vir van die Yes. kinders. Ja. Ja. Safeguarding en al daai dinge. Yeah. Jy weet alhoewel dit nie baie gebeur nie. Jy weet, maar dit werk presies soos jou versekering. Jy weet, as jy 'n dag nie versekering het nie, dan sal jy jou kar stamp, maar jy weet as jy versekering het, sal jy nooit jou kar stamp nie. Jy betaal maar net. Jy betaal maar net, weet jy, daai eendag wat jy hom nou nie sal dra nie, ons het al baie gevalle gekry. Daai kind sal vandag besluit nee, die ding waas hom op of wat ook al. En weer dan is daar 'n ongeluk, maar Sure. praat ons met sukses baie min. Ja. Dit is 'n baie rare geval, maar ja, dit is goed. Okay, en dan die volgende enetjie, okay, maar hoe beplan julle om daai sport toeganklik en pret te maak vir die juniors? Ja. Want ons het al gepraat oor die fiksheid en al daai dinge, Ja. maar nou met die lekkerte en die pret ook daarvan daar aankom. Hoe beplan julle om dit Ja, prettig ek dink te ons maak? program dit is al so geskryf, kan ek maar sê, weet om dit as jy 'n beginner is om dit eers vir jou lekker te maak. Weet dit is nie dadelik van soos ons nou gepraat het van fiksheid gedrewe en jy moet dit en jy moet dit nie. Weet ons het op Saterdagoggende tussen 9 en 10 het ons junior social oggend. Enige junior, jy hoef nie by die klub lid te wees nie. Weet as jy by ons oefen, by ons junior groepe aansluit, hoef jy nie op daai stadium aan te sluit by die klub nie. So jy weet as jy wil speel, dan kan jy ons groepe join. Of as jy 'n bietjie wil uittoets, kan jy op 'n Saterdag tussen 9 en 10 hier by Potchefstroom Country Club opdaag en kom voel dit. Ons reël gewoonlik daai dae, dit is ek of sy partykeer, en is miskien 'n ouer wat die dag vir ons hardloop daar. Jy weet daar's is balle en daar's rakette. So jy moet net kom opdaag en kom voel die game. So ons maak ons deure oop vir op 'n Saterdagoggend. En as jy daarvan hou, dan kan jy ons kontak. Okay, lekker Joel. But in terms of our little ones, I mean, the programs are fun. We don't push for long hours. It's maybe half an hour sessions. There's balloons. There's different types of balls. There's a lot of fun that's involved in this. Really working up to being able to hit that ball properly. So there's so many things we do. But as I said, starting with the little ones, it's a lot of fun. Dis lekker, ja. Yes, and obviously it's incentive based. There's, you get, Kry 'n sweetjie. you might get a little sweetie. So jy braai hulle eintlik. Jy braai hulle. Okay, kom speel hier so vir sweetjie. Well, we need to get the numbers, Ag, nice man. Ja, maar dit klink vir my lekker. Dit klink lekker. As jy nou regtig dit kan geniet of wil geniet, dink ek squash is 'n lekker game. It is fun, and I mean, for the little ones, they get a real run around in half an hour. They come off the court, those little faces are red, and they're huffing and puffing, but they've had fun, and if they've had fun, then we're happy. Ag nee, dis great. Hulle sê squash is gereed as die gesondste sport ter wêreld. Hoekom sê julle so? Definitely. Wel as jy net gehoor het, ek en Kara het daarmee begin, soos wat se tipe hoë kan jy gee? Ek meen as jy iets doen op 'n hoë intensiteit, dan jy werk spiere
dis 'n krag game, dis 'n kragoefeninge, anaerobies, weet in 'n Speed, agility. spoed, agility, ek bedoel in 'n uur se tyd, dis nog 'n baie gewilde game. Weet as jy in lunchtime gou wil middagete se tyd, gou net vinnig 'n hengse workout kan kry, kan jy dit doen. Weet jy 45 minute slots wat hulle boek. Ja. En dan jy vat en ek dink ek is 100% seker wat is die hoeveel kalorieë jy brand in 'n uur nie, maar ek dink dit is tussen 600 en 800 kalorieë per uur wat jy kan brand. At least, yeah. Jy weet 3 miskien biere al is 1000 toe. So that's putting it in. Ek kan lekker mos daar insit. Dan gaan jy miskien 90 minute moet speel. Ag nee. Maar ja, weet daar is weet om 'n gesonde lewenstyl te handhaaf en jy wil iets oefen. Ek bedoel dan is dit die perfekte game. Het ek dalk ietsie gemis wat jy nog wou sê, want die tyd het ons gevang, daar's 3 minute oor. Ja, so daar is ons het baie goeie nuus gekry die so ruk terug dat squash weer in die Olimpiese spele gaan wees vanaf 2028 af. En ek dink ons almal is baie opgewonde en veral ons topspelers is opgewonde. En ek bedoel, weet as jy nou 'n junior is, as jy is nou laerskoolvlak, is nou 2025 en jy weet daar's baie tyd. Hulle kan miskien nog die 20 dan moet my somme reg kry en nou deel nie. Maar jy weet hulle kan later kan hulle miskien hulle oogpunt, weet dit is hulle oog, jy weet. Hulle kan besluit hy wil miskien kom ek sê so dit maak baie deure oop. Ja, baie deure oop vir die game. Ja. En vir die afrigters Kara ek weet was nou 'n paar keer saam met die SA onder 19s. Was hulle weet op verskeie plekke in die wêreld en dit gaan meer befondsing vir ons gee. Dit gaan meer geld kos, gaan meer afrigters kan kry die studente as hy nader om sê kom asseblief kom help ons afrig, ons kort hande. Weet ek kort 'n bietjie leiding, maar ons kort hande. En weet ek dink daai Olimpiese spele maak vir ons 'n groot deure oop vir ons land en ja, so sport. Vir sport. And our PSA tournament, possibly. Ja, so volgende jaar het ons wil ons nog die datum bekend maak, wil ons internasionale toernooie hou hierso. Internasionaal? Yes, ons het nou net 2 bane mooi oorgedoen. Volgende jaar doen ons die ander een oor. We're looking at securing funding, so I think we're almost there, and with that, yes, we can host it's a PSA tournament here in Potch, which would be very exciting. So it's all new. We only kind of had the discussion this weekend, so we need to look at dates and registering and the whole process. But it's going to happen. So we're going to make it happen. Maar as julle nou so 'n toernooi aanbied, watse lande sal hulle nooi? Hulle skryf self in. Hoe skryf jy self? So jy sit die advertensie uit en hulle skryf in. So hoe dit werk is hoe groter prysgeld jy bied, dan vertrek jy mense. En ek bedoel Suid-Afrika, soos almal weet, is nie die duurste land om te travel as jy van Europa afkom nie. So jy weet hulle kom baie keer na ons toernooi toe hier. Weet jy's verskeie PSA, hulle met PSA Professional Squash Association toernooie. Daar is nogal baie in Suid-Afrika, redelik, maar nog nie een in Potch nie, maar wat nou volgende jaar gaan wees. Ja. So ons trek baie spelers van reg oor die wêreld. En veral Egipte, nee, hulle is soos die beste of die top land met squash in die wêreld. Ja, so weet dis vir hulle baie naby ook, nee, as jy nou, is nie naby nie, maar is redelik. Nou as jy dan op die fiets klim as jy net hierso. So ja, so weet met die ander PSA toernooie wat Johannesburg en Kaapstad partykeer hou, dan kry ons van Engeland en van China en Japan en Egipte en Australië. Wow. Soms ja, so ons gemikpunt is om bietjie laat hulle kom kyk hoe lyk Potchefstroom. Potchefstroom, want dit is 'n internasionale atleet dorp. Ja. So hulle kan nog atlete bring. Ja. Hoorie van jou kant af, coach Kara, het ek iets gemis? No, Wil jy nog ietsie sê? No, I think we covered it all Ek wil there. nog iets sê. Steek aan. Ja. Wat sê? Ek wil. Ek wil net sê die mense moet kom paddle speel by Kleinplaas. Ja. Hulle moet reg kom kyk, daar is groot verwikkelinge daarso. Hulle moet kom kyk wat daar gebeur. Maar is daar spesifieke tye wat die ouens kan
kan kom speel of is dit ook op 'n app of is dit hoe werk dit vir die boeking? Yeah, it's on an app. It's on the Playtomic app. You just download that. But I think Klein Plaas is open 6 days a week. I don't think it's open on a Sunday. And you can book your slot. Obviously, Alvan and I coach there. So if you are interested in paddle coaching as well, you can contact Alvan or myself. And yeah, we will definitely have our junior paddle program up and running quite soon. Ja. And yeah, private lessons as well. So give us a shout. Hoorie baie dankie vir julle tyd. En Dankie. ek hoop regtig van harte julle kry julle juniors up and running. Begin by die squash, dan na die paddle, dan na die rugby, dan Nee, maar ek hoop julle regtig, maar vir die moeite wat julle doen en die coaching wat julle doen, die mense sien dit. Dit is genuine, bou so voort, hou aan daarmee en julle sal die vrugte pluk daarvan. Just keep on going en okay, daar's my Engels ook klaar. Ja, so maar doen so voort en gaan geniet dit en ja, en sterkte vir wat julle nog wil aanpak. Ons Thank baie you. dankie, Driekus, Thank you. dankie vir die uitnodiging. Yeah, thank you for the Ek hoop opportunity. julle het dit geniet. Ek hoop julle het genoeg gepraat, genoeg geantwoord. Al daai dinge. Lekker. No, Ja, thank you dit so was much. Driekus Viljoen wat 'n bietjie gesels het met coach Alvin Venter en coach Cara Fourie van die squash en paddle afdeling hier van Klein Plase, Klein Plaaspype, Klein Plase, Klein Plaaspype en dan ook hier by die Country Club se squash. So, meneer Alvin, gee gou weer jou nommer as iemand dalk belangstel. Slowly. Die nommer is 082 4588 787. Ja, tot 'n volgende keer, selfe plek, selfe tyd. Totsiens.